Is Here groot? Dis nie altyd so lekker in Afrikaans sê, God is groot. Altyd groot, maar die Engels klink so mooi, hè? God is good, all the time, God is good. Maar ons al die woorde so sê, en nou die mens kyk, is baie maklik om te sê, terwyl ons verstaan, ons glimlag, ons na kerk om met mekaar te kom, dinge loop goed in ons lewe, maar wanneer dinge soms so 'n bietjie moeilik raak, dan is het bietjie moeiliker om te sê, God is good, nee. Daar is bietjie moeilik om woorde te sê, maar so belydenis te sê. Ek wil ook so kortliks net 'n deel rondom een van die grootste uitdagings in die wêreld waar ons leef, is dat mense sê die kerk het sy krag verloor, die kerk het nie meer 'n rol nie, of mense interesseer in die kerk. Mense kry wanneer hulle in die kerk kom met 'n verwagting, en stap meer in die kerk uit. En God is so mooi, dit is so wat ek vir julle in die begin het, God is called us to be the church. En wanneer ek praat van die kerk, praat ek nie van denominasie nie. Wanneer ek praat van kerk, praat ek van die liggaam van Christus. Nou ons het tweede volgende, ons het 'n doopdiens hou waar 'n jong paartjie besluit, ek het my eie lewe afgelê en ek neem maar die nuwe lewe van Christus op, ek begrawe my ou lewe. En wanneer ons opstaan in hierdie nuwe lewe, dan neem ons 'n verantwoordelikheid op om deel te wees van die liggaam van Christus. En wanneer ons deel is van die liggaam van Christus, het ons 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid teenoor mekaar. En ja, jy gaan in die kerk kom, en iemand gaan julle kwaad maak. Wie veel dat kwaad, iemand in die kerk wil kwaad gemaak? Kom ons visteer, kom. Die pastoor het thuis, dan ons allemaal is al kwaad gemaakt, en vir iemand in die kerk. En as jy die kerk kom, dan sê gesit vast, kijk, ons afgesit. So, o, Here, help my asseblief, weet jy, ek sien nie. Wie veel, ons allemaal net aan die plek. En weet jy, wanneer ons so in die seer sit, wanneer ons so met die dinge, wat ons dan God deel met iemand hierdie woorde, en iemand wat sê, pastoor, ek gaan die kerk kom, ek is kwaad vir die kerk. En as nie van die bose wat ek weet waar jy volg, die mense wat ek nie lees volg. Jy sien, as 'n Bybelvers in die woord wat sê, waaraan sal die wêreld weet ons kinders vir Here is? Wie weet iemand? Waaraan sal die wêreld weet dat ons kinders vir God is? Ken jy die Bybelvers nie? Sê hoe is dat? Die liefde wat hulle sien onder ons. En wat is baie mooi, dis die wêreld wat die liefde, dis nie die kerk nie. Dis die wêreld wat die liefde sien. So God roep ons, dat wanneer ons ook al, wanneer jy in jou kar ry, en iemand ry voor jou, dat jy nie in middel van hulle wil wys nie, dat jy al die vingers wil so druk uit vir jou. Want dis wat die liefde van God is. Daar is nie liefde in die middel van jy, wil jy dit, okay. So, wanneer jy by die werk stap, waar jy die ouwe Saterdag aand weer rugby, die einde nie amper gehoor het of gesien het, want hulle was al so dronk geweest, maar jy daar kom en jy moet liefde van God wys. Wanneer jy by die til kom, en daar die vrou lei 5 keer een ding op, en jy is haastig, en dan moet sy eerste klokkie lei, en iemand kom, en jy sê daar en sê, so haastig, maar jy liefde wys. Liefde wys juis, hy is baie mooi, maar dit nie verwag word. Ek volg my das, wie wil my das sien? Dis cool, man. Dis staan so 'n bietjie uit. Dis nie die tipiese das wat 'n pastoor dra met dinosaurs op nie. Want ek sê die mense noem nie dinosaurs nie. Maar die das word aangetrek want ek moet anders lyk. Ek moet anders lyk soms. Ek het my mooi kolletjies das aangetrek gesien. Want dit is dieselfde geluk as altyd. God called us to stand out. In a world that doesn't have hope. As ons kyk in die G20, hoe baie mense wat kyk met Trump en al die dinge, dan sê vir die Here, waar is die hoop in die wêreld? As ons kyk na die politiek in die wêreld, as ons kyk na ons eie dorp, die podcast, as jy rus afgees die telefoon, kom ons op woord uit. In plaas van halleluja, prys die Here. Dis dit begin doen. As jy nog reg staan, ken jy dit ook reg uit. Halleluja, prys aan die podcast. God wil hê dat ons liefde moet wys ten spyte van die dinge. En toe hier ou volgende praat, sê van wie wat, jy klaar die 3 persone aan in my lewe waarvoor ek leef. As 3 mense waarvoor ek leef. As iemand wat in die kerk is. Nie as pastoor nie, as iemand in die kerk. In die heel eerste ene, en julle kan later gaan lees, julle kan gaan lees in Matteus 22 vers 37-40, hy sê die volgende, jy moet die Here, jou God, lief hê, met jou hele hart, hele verstand, met alles in jou moet jy God
moet jy in God wees. So dis hoe ek in die liggaam van Christus is. Ek is in die liggaam van Christus, want God my eerste lief gehad het, en ek hom kan lief hê. En dis wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet God lief hê. Daarom moet jy sy woord bestudeer, daarom kom ons saam. Dis een van die redes hoekom ons saam is om ons God lief hê. Elkeen van ons moet die sit, bely vanoggend, ek het God lief. Amen. Elke keer. Dis hoekom ons kerk is. Dis hoekom Jesus die hoof van die kerk is. Nie die pastoor nie, nie die kerkraad nie, nie die evangelie kerk nie, Jesus is die hoof van die kerk. Daarom is dit, dat wanneer jy kerk is, wanneer jy deel van die liggaam van Christus is die ene rede dat jy God lief. Die tweede rede hoekom ons so saamkom, is omdat God ons lief geroep het om lief te wees vir mekaar. En hy sê die tweede gebod wat net so gelyk staan is julle moet jou naaste lief hê soos jou self. En weet jy hoe baie mense dat jy nie liefde vir hulle naaste het nie. Gaan kyk mooi wat dink hulle aan van hulle self in die skool het. As jy 'n swak selfbeeld het, gaan jy ook nie maklik ander mense lief hê. Dis daai mooi. Want as jy foute, wil jy by jou soek en jy foute by ander mense. Maar wanneer jy besef wie jy in Christus is, wanneer jy besef dat God jou geroep het, wanneer jy besef jy is deel van die liggaam van Christus, en jy staan hier so voor julle met mekaar gesels, en kuier met saam, ons drink koffie en allerlei lekker dinge, wanneer jy dit besef, wie jy deel is met die liggaam van Christus, sal die ander mense makliker lief kan hê. God roep ons, dat wanneer ons in die kerk, of die liggaam van Christus is, die tweede rede waarom ons saamkom is, ons is lief vir mekaar. Dis hoe ons saam is, dis nie so nie. En die woord sê, wanneer een dit lei, dan lei is allemaal saam. Ons het maandag begrafenis gehou, sy 'n neef, Saterdag, 'n hele familie, en ek kan nog gelik. Gisteraand is daar iemand oorlede by die iets gekry. Volgende, iemand oorlede by iets. Waar is die beste plek om dan te wees in jou rou, in jou seer, in jou hart? Waar is die beste plek? Alleen in jou kamer? Of hierso? Hierso. Hy kinders van die Here. Maar sê nie vir die kerk hierso nie. As jy in 'n nood is, dan moet jy vrymoedigheid hê om iemand in die liggaam van Christus te bel en te sê ek het nodig vandag. The body of Christ has been called to be here for each other. Hy sê, eenheid lei almal saam. En dis hoekom ons kerk is. Want ons is lief vir mekaar. Dis nie so nie. Kyk om jou. Wie is nie voor lief nie? Dan gaan ons gewoon exhorteer hier so. Kyk so om jou. God het jou geroep om almal hier so lief te hê. En as iemand sê, as ek kind van die Here laat buite, dan roep God jou om hulle ook lief te hê. Amen. Dan roep God jou om hulle lief te hê. En dit is so belangrik is dat dis hoekom ons kerk is. Ek het iemand bel gesit, en by die nacht, iemand ingemaak. Okay. That's why we need the body of Christ. That's why. Ons anders, the Vader, dis die wat werk. Dis die wat bou, dis die wat die ken. En jy ons vraag nie oomlik dat die daardie persoon net onder daar is gesit. Dit is seer wat sy beleef, en dit wat sy vandag sê, maar ek het God nodig. Ek het liefde nodig. Ek het omgeen nodig. Dit los het vandag Vader gee. En hier ons eer, vir die voorrecht, dis die liefde gegee vandag. Ons dankie, Jesus. Amen. Maar ek het aangenaas vir ons aangaan met die woord. Die derde persoon wat my kerk belangrijk is daar verloren gaande mense daarby. Ek wens ek hulle gegoed, ek het vanoggend die mooiste demonstrasie gesien. En dit is so amazing geweest dat ek in die kerk wil gedoen het. Hoeveel elke een pingpongbord te gee. En dan het ek die voorgesit, dat julle sê, daar jy ook al sit, probeer het ingooi. Dit is so amazing geweest die voor al die mannetjies te doen. En die pastoor wat dit gedoen het, en hy sê toe op en hy sê, en hy kyk so in die glas, hy sê, raai wat?
Nie een van julle kon dit doen nie. En vat op die word nie. Op ons en sê, baal weg. Hy sê, maar sê ook dat 'n goeie is. Wat is proximity? Proximity. Discipleship is not something distant. Discipleship is closeness. Touch, speak, listen. En dis wat eintlik die fout maak, dat ons dink op WhatsApp is baie goed genoeg. Of oproep. Daar's niks in die wêreld wat die aanraking van 'n ander persoon kan vervang. In jou tyd verloor. Maar as niks in die wêreld so lekker is, wanneer jy 'n konsert op die prys kry, jou ouers in die gehoor en hulle sien jou. As dit so lekker as daar iemand is wat jou lewe met jou deel. En wanneer ons as liggaam van Christus, eintlik ons word gedwing in 'n wêreld om ons eie hoop die grond te gaan sit. En net ons eie saligheid reg te hou. Ons pad in die hemel reg te hou. Maar ons kom nie op 'n plek waar ons sê, maar weet jy wat, my mense het my nodig. People need you. Wie jy ook al is, God het jou nodig. Waar jy beweeg, is jy die ligdraad van die Here. Waar dat duisternis is nie, beweeg daarin, verander jy dit ook. Ek dink voor die tyd, hoe selfone nog nie so helder en reg was, nie het selfone op die stadium. As die krag af is, het almal stil gaan staan, tot iemand ergens 'n liggie aangesit het. Die wêreld op hierdie oomblik staan stil, want hulle is bang onseker, want daar's iemand wat 'n liggie aansit. En wanneer vanoggend sê, ons as kerk kom saam, ons as liggaam van Christus, moet saamkom, nie in 'n kerkgebou nie, maar ergens daar buite moet saamkom, want mense het dit nodig. God het jou lief, en jy het God lief. En wanneer jy God lief het, kan jy nie anders as om na mense te staan nie. Jy kan nie. Jesus het gesê, hy kan niks doen, sy Vader het hom gesê, niks. Hy het absoluut alles wat doen, so as hy ergens het verloop het hy gesê, die Vader het my soon gestuur. En as hy volgende dag stap sê, my Vader het my soon gestuur. Op die staan hy stil, as die Vader iemand na hom toe, om sy soon te raak. Proximity. Ek wil nie nou woord onthou. Jou posisie. Jy moet by mense uitkom. Jy moet die lig van God by mense kry. Want dis hoe God se liefde gaan werk. Geen ander manier nie. You must go to the world. Matteus 8 vers 19 heel woord om te ken. Hoe sê, gaan kerk toe, maak disippels van al die kerk mense, doop gaan die doopbad voor 'n lidmaat te word, en dan leer jy hulle. Is dit nie wat hy sê? Nee, hy sê, gaan dan hier weg. Nou, in die kerk. Maak disippels. En hoe gaan hulle disippels maak? Hulle gaan disippels sien in jou wanneer jy liefde het. En wanneer jy, soos ek vanoggend toe daai ou probeer sê, ek sê daarmee af, sê die volgende. God het jou nie geroep om die liggaam te wees en te ontvang. Jy ontvang wanneer jy gee. En wanneer jy regtig stikkend en seer is en jy gee nog steeds, weet jy wat se eer gee aan God? Want jy doen dit omdat jy God lief het, en jy doen dit omdat jy persoon lief het. Dis hoe ons kinders van God